Bal A en bal B beweeg na mekaar toe op 'n horisontale oppervlak. Bal B het 'n massa van 0,3 kg en 'n aanvanklike spoed van 15 meter per sekonde. Die balle bots. Die vektor hieronder getoon verteenwoordig die verandering in momentum van bal A. Ignoreer die effekte van wrywing. Stel die beginsel van behoud van lineêre momentum in woorde. Die totale lineêre momentum in 'n geïsoleerde sisteem bly konstant of bly behoue. 'n Geïsoleerde sisteem beteken dat die netto eksterne krag 0 is. Vir 2 punte. Wat was die aanvanklike rigting van bal A? Kies uit links of regs. Die korrekte antwoord is regs. Nou, daar is net 2 opsies. Onthou die vraag het gesê bal A en bal B beweeg na mekaar toe. So of bal A beweeg na regs en bal B na links, of bal B beweeg na regs en A na links. Kom ons oorweeg eers hierdie scenario. Bal B beweeg na regs, bal A beweeg na links. Nou die verandering in momentum is positief na links. Nou dink jouself net in, is dit fisies moontlik? Bal A beweeg na links. Daar's 'n botsing en dan is daar 'n toename in momentum na die botsing. Dit is fisies onmoontlik. So bal B kan nie na regs en bal A na links beweeg nie. Bal A beweeg dus aanvanklik na regs. En dit laat ons met 3 opsies, aangesien ons nie die massa van A het nie. Of A kan teen 'n laer snelheid steeds beweeg na regs na die botsing, of bal A kan tot stilstand kom, of bal A kan van rigting verander en na links beweeg. Wat wel waar is dat die momentumverandering van bal A na links is en daardie waarde is 2,4 kg per sekonde. Vir 5 punte. Bereken die snelheid van bal B na die botsing. Nou dink gou mooi, watter inligting het ons? Ons het die massa van B, ons het die spoed van B en dan belangrik, ons het die verandering in momentum van bal A. Kom ons definieer links as positief, dit werk net makliker in hierdie geval. Ons massa is 'n skalaar vir B en dan die aanvanklike spoed is 15 meter per sekonde na links, so dit gaan ook 'n positiewe waarde wees. Dan sien ons, die verandering in momentum van A is positief 2,4 kg per sekonde. So die verandering in momentum van B gaan gelyk wees in grootte, maar teenoorgesteld in rigting aan die verandering in momentum van A. En of jy nou Newton se derde wet wil gebruik, en of jy die wet van behoud van lineêre momentum wil gebruik, dit kom neer op dieselfde beginsel. So ons kan dan gaan en sê, die verandering in momentum van B is gelyk aan die massa maal met die eindsnelheid wat ons wil bereken, minus die aanvanklike snelheid. Ons massa is 0,3, ons eindsnelheid wil ons bereken, minus die beginsnelheid, en dit is daai 15. Goed, wat is my verandering in momentum? Is dan minus 2,4, dis daardie waarde, gelyk aan 0,3 maal met die eindsnelheid, minus 4,5. So dan beteken dit 0,3 maal met die eindsnelheid is gelyk aan 2,1. So die eindsnelheid is dan 7 meter per sekonde en dit gaan wees na links, want links is positief. Nou wat van A? Wel, ons gaan die massa van A nodig hê om te bepaal wat gebeur met bal A. Al wat ons weet is dat bal A aanvanklik na regs beweeg het.